Het jy al ooit gewonder, hoekom is daar vandag nog, ek meen amper 30 jaar na 1994, hierdie onsekerheid, selfs verwarring? Oor identiteit, ja. Spesifiek onder blanke Afrikaanssprekendes. Jy weet, hierdie vraag oor wie is nou 'n boer, wie is 'n Afrikaner, dit kom kort op. Presies. Dis 'n vraag wat baie mense mee worstel. En om dit bietjie oop te breek, gaan ons vandag kyk na insigte uit Dr. Lets Pretorius se boek Boereboek. O ja, die een wat op sy meestersgraad gebaseer is. Dis hy, ja. Dit kyk juis na daai dieper historiese strome, die goed wat hierdie hele identiteitskwessie help vorm het. So die idee is om te verstaan, waar kom dit vandaan? Veral hierdie boer-Afrikaner ding. Net so. Ons kyk na die geskiedenis, na die kragte wat die persepsies geskep het, wat jy dank vandag nog sien of self ervaar. OK, dis nogal belangrik. Waar begin ons? Pretorius praat van die geldende mening, né? Wat beteken dit presies? Ja, die geldende mening, dink daaraan as die hoofstroom idee, die dominante storie wat vir jare vertel is, veral deur die sogenaamde elites. Soos die amptelike weergawe. Amper so, ja. Dit het sterk gekom uit kringe soos wel die Nasionale Party en die Afrikaner Broederbond, veral in die 20ste eeu. Hulle het baie gesê oor watter geskiedenis reg was, watter navorsing aanvaarbaar was. En die fokus was baie op eenheid, Afrikaner nasionalisme. Presies, Afrikaner eenheid bo alles amper. En dit het beteken dat ander stories, ander perspektiewe, sommer een kant toe geskuif is. Sê nou maar navorsing wat gekyk het na die verskille tussen, kom ons sê die boere en die Kaapse Afrikaners, die kolonialers. Juis, daai soort goed is dikwels gemarginaliseer. Pretorius het dit mos self gevoel met sy verhandeling. Dit was nie altyd maklik om dit gepubliseer te kry nie, want dit het teen daai geldende mening ingegaan. En dit bring ons by 'n ander idee van hom, die konseptuele blok. Ja, dis nogal 'n sleutelkonsep. Die idee is, omdat geslagte lank net hierdie een storie, hierdie geldende mening gehoor het, dan sit dit vas in jou kop. Presies, dit raak 'n blok. Mense vind dit moeilik om daardie Afrikaner-etiket, wat so ingeprint is, te laat gaan. Selfs al stem hulle gevoel of hulle erfenis dank meer ooreen met daai ouer boer-identiteit. Dis interessant. Dit laat my dink aan daai aanhaling van Stephen Jay Gould. Iets soos, die grootste struikelblok vir nuwe denke is gewoonlik 'n konseptuele slot, nie 'n feitelike slot nie. Dis 'n goeie een, ja. Dit gaan oor die idee wat so vasgevang het, meer as die feite self. En die ironie, wat Pretorius ook uitwys, is met die sogenaamde regses, né, die HNP, die KP. Ja, dis nogal 'n ding. Hulle is deur die NPAB-kliek een kant toe geskuif, maar hulle het steeds vasgeklou aan daai Afrikaner naam. Wat juist deur daai selfde kliek so bevorder is. Presies. Hulle was vasgevang in daai einste konseptuele blok. Hulle kon nie verby daardie etiket dink nie, al was hulle polities ver verwyder van die hoofstroom NP. Sjoe, so as daai blok so sterk was, hoe het dit dan gekleur hoe mense na die geskiedenis kyk? Want daar was mos verskillende maniere om daarna te kyk. Ja, Pretorius praat van twee hoofparadigmas, twee maniere van kyk. Paradigma A is basies die uitvloeisel van die geldende mening. Die eenheidsidee. Ja, dit sien alle blanke Afrikaanssprekendes as een historiese Afrikaner volk. En dit gebruik die terme boer en Afrikaner sommer deurmekaar. Anachronisties noem dit. Dit pas nie by die tyd nie. So dit ignoreer amper die boer se eie aparte ontwikkeling en die spannings met die Kaap. Dit word afgewater, ja, of geïgnoreer. Hulle wil net die eenheid sien. En 'n ander paradigma, paradigma B. Paradigma B sê, nee, wag 'n bietjie, histories het daar twee groepe ontwikkel. Die boer as 'n eie volk met 'n eie pad, en dan die Kaapse Afrikaner of kolonialer as 'n ander groep. Presies. Hierdie siening beklemtoon juis die verskille, die konflikte soms, die aparte stories. En dis interessant, baie buitelandse skrywers voor 1920, mense soos Nixon, Thiel, Ridpath, het amper net van boere gepraat. Want hulle was buite daardie plaaslike geldende mening se invloed. Dis die argument, ja. Hulle het gesien wat hulle sien sonder daai interne druk om eenheid te skep. En dan was daar ook 'n soort tussengroep, wat hy hipotese C noem, wat wel twee groepe erken het, maar onseker was oor of die boer nou 'n aparte volk was. Maar goed, as daar sulke duidelike verskille was, hoe het daai eenheidsidee dan so sterk geword? Was dit net organies?
Nee, beslis nie, net organies nie. Pretorius argumenteer baie sterk dat daar doelbewuste sosiale ingenieurswese was. Sosiale ingenieurswese. Wat beteken dit? Dit beteken daar was 'n aktiewe plan veral na 1902 na die ABO. Die Anglo-Boereoorlog, ja. Ja, elites weer eens met die AB het 'n groot rol speel, het doelbewus probeer om hierdie twee groepe, boere en kolonialers, saam te forceer, saam te smelt in een Afrikaner nasie. Regtig? Deur wat te doen? Wel, Ferdinand Duist het dit nogal skerp gestel. Hy het gesê, dis 'n poging gewees om deur indoktrinasie, jy weet oorgeslagte deur die skole, die kerke, die universiteite, 'n nuwe, fiktiewe en magtige etniese groep te skep. Wel, fiktief. Dis sterk woorde, maar wag gou. Kan jy regtig net kultuur uitwis? Wat van hy diep dinge? Dit laat my dink aan Malcolm Gladwell se idee van cultural heritage. Jep, dis presies die punt. Gladwell praat van daai diep gewortelde patrone, daai maniere van dink en doen wat oor generasies aangegee word. En dis ongelooflik sterk. Dit bly voortbestaan al verander die politiek of die samelewing. So die sosiale ingenieurswese kon net tot op 'n punt werk. Dit lyk so, ja. Dit verklaar dalk hoekom daardie eenheid nooit heeltemal natuurlik gevoel het nie. Hoekom daardie verdeeldheid en onsekerheid waarvan jy aan die begin gepraat het, vandag nog so voelbaar is. Want die onderliggende verskille, die kultuurlike erfenisse, het nooit regtig verdwyn nie. Presies. Daai boeregesindheid teenoor die koloniale gesindheid, of soos Herman Guillaume dit gestel het, die republikeinse noordelike burgers teenoor die meer, kom ons sê, loyale suidelike onderdane. Daai verskil het onder die oppervlak bly lê.